work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Baie welkom hier by les 4. Dankie dat jy inskakel en luister. Nou, ek moet eerlik sê, ek het nie besef dis so baie werk nie. Nou, ek weet die Here het my gepraat en ek doen dit met entoesiasme en ek wil sê dankie vir my span wat my help. Dankie wat saam met my navorsing doen en my help en die goed in plek sit en laat ons sistematies hier jou kan leer oor geloof. En ek wil sê dankie dat jy kyk. Jy help my dat jy deel van 'n sirkel is of by jou gesin sit of waar jy ook al is, want ek dink dis wat die gemeente moet doen. Ons moet leer oor geloof en ons moet groei. Ons is kinders van die Here. Selfs die disippels het vir Jesus gevra, gee ons meer geloof. So kom ons bid saam en dan wil ek hê jy hand op jou hart sit. So kom ons bid. Vader, dankie dat jy ons liefhet. Dankie Jesus dat jy lewe vir ons gegee het en ons sonde weggevat het en ons regverdig verklaar het. Heilige Gees, dankie dat jy in ons harte woon en ek wil bid dat hierdie woord in ons harte sal kom. U woord is gees en lewe. Dit bring die gees in ons, dit bring lewe in ons. Dit kom van U af. En dankie Here dat ons harte vrugbare grond kan wees waar ons kan toelaat dat U woord kan groei. Dankie dat jy ons help en dankie dat jy met ons is. In U naam. Amen. So, jou notaboek is belangrik. Want ons gee 'n notaboek want elkeen wil 'n ander nota maak of hoe hy dit wil doen. So ek vra jou mooi, maak 'n nota terwyl ek praat, dit wat die Gees van die Here met jou praat, dit wat jy ervaar God praat. Maak 'n nota en skryf dit neer, gaan kyk weer daarna. Daar's huiswerk, daar's ook 'n gesprek na die tyd, 'n vraag of twee wat jy moet antwoord. En vandag die skrif wat belangrik is, wat ek wil jy moet oopmaak, wat jy gaan merk in jou Bybel, as jy wil, is Lukas 2. Ons gaan daar lees 'n bietjie later. Ek wil begin om net weer iets van laasweek te sê. En dis belangrik dat ons sukkel partykeer met geloof. Ons medegelowiges kom op 'n plek dat ons sukkel. Nou sê 1 Tessalonisense 5 vers 11. Hy sê daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in die geloof opbou soos julle inderdaad doen. So, Paulus kom en hy sê, ek herinner julle, bou mekaar op in die geloof. Moenie mekaar veroordeel nie. Moenie sê, ag nee, jy's dom, jy moet bykom, jy moet 'n bietjie meer bid en al die klas nog nie. Nee, ek kom en ek sê, ek besef, my broer, my suster, ek besef, ek moet jou opbou in jou geloof. En jy moet verstaan, daar's een ding wat die duiwel aanval, en dis jou geloof. As hy jou geloof kan vernietig, jou geloof minder kan maak, dan loop jou hele lewe skeef. En dis wat die duiwel wil doen. So, kom ons lees die volgende vers 7, Hebreërs 11 vers 7. En ek hoop jy het hierdie Hebreërs die hele hoofstuk al gaan lees, en dit sal goed wees om dit weer te gaan lees. Hy sê deur die geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag ontvang het oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en omdat hy in eerbied gehoorsaam was, 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Daardeur het hy die wêreld veroordeel en 'n erfgenaam geword van die regverdiging volgens geloof. So hy sê, omdat hy in eerbied gehoorsaam was, deur geloof het Noag, en weer eens kry ons daai deur geloof. En nou moet jy besef, geloof is altyd eerste. Noag deur die geloof. Toe God hom gewaarsku het iets wat hy nog nie gesien nie. Hy het nie reën gesien nie, hy het nie 'n vloed gesien nie. Hy het nie geweet hoe werk dit nie. Het God hom gewaarsku dis wat gaan kom. En uit gehoorsaamheid bou hy die geloof. Sy gehoorsaamheid maak dat sy huisgesin
gered word. En dadelik kan ons besef dat jou gehoorsaamheid is nie net vir jou nie. Jou gehoorsaamheid is, God wil jou gebruik om ander mense te red. God wil jou gebruik om jou nageslag of mense rondom jou gebruik. Nou moet jy besef, daarmee jou werk, jou gehoorsaamheid het 'n invloed op jou werk. God wat vir jou opdrag gee, het invloed in jou dorp, in jou land, daar waar jy woon. Ons as gelowiges, wil ek duidelik sê, die kerk is die hoop vir ons dorp, die kerk is die hoop vir Suid-Afrika. As ons as gelowiges optree en ons is gehoorsaam aan die Here, gaan die Here ons red. En hy red ons van moeilikheid wat kom. Nou moet jy besef, daar is 'n paar dinge wat Noag reg gedoen. En die eerste, dat sy opdrag was gebaseer op God se woord. Dis nie 'n slim plan wat hy gekry het nie, dis nie wat iemand anders gesê het nie, hy het nie my ander half gekyk nie, hy het 'n woord van die Here gekry, die eerste een. Tweede, en hy was oortuig dat God die waarheid praat. Hy was oortuig van 'n ding wat kom, wat hy nie verstaan nie, wat hy nie weet hoe dit lyk nie, hy weet nie wat gaan gebeur nie, en hy was oortuig, en hy het God geglo, omdat hy geoortuig was. Die derde een is, hy het God gevrees. Dink 'n oomblik daaraan, God waarsku hom, en uit vrees vir die Here, uit respek, maar ook vrees vir die moeilikheid wat kom, luister hy vir die Here. So dis baie belangrik om te besef, maar God waarsku, hy gee nie net 'n opdrag van iets wat ek moet doen nie, dat God waarsku my ook. En dan baie belangrik, Noag het 'n uiting aan sy geloof gegee. Noag het 'n geloofsaksie gehad. En dit moet ons besef, God soek 'n geloofsaksie by elkeen van ons. Dit help nie net sê, jy het geloof nie, onthou wat Jakobus gesê het, ja, ek het geloof, en die ander hou die werk, sê, nee, jou geloof is die eerste, en dan is daar geloofsaksie. Maar dan sê die Bybel 'n belangrike ding, dat hy sê, dit was die manier waarop hy die wêreld veroordeel het. Noag het die wêreld veroordeel, want deur sy geloof, want duidelik het hulle geen geloof aan God gehad nie. En jy moet onthou, Noag het in 'n goddelose tyd geleef. 'n Tyd geleef wat God die wêreld wil verwoes, niemand van God luister nie, maar in hierdie tyd, dan glo hy, en dan bou hy die ark, en dan moet jy besef, die ark het oopgestaan, almal kon saam bou, almal kon saam werk, almal kon sê, ek klim ook op hierdie ark, Noag, ek gaan jou glo, want hulle sien, hier word 'n ark gebou, en hulle besluit, hulle gaan nie glo nie. En onthou wat Jesus sê, Jesus kom en hy sê, die laaste dae sal soos in die dae van Noag wees. Dan verwys hy dat die kerk opstaan, dat gelowiges opstaan en sê, dis wat ons moet doen, God waarsku ons, en dan wil mense nie glo nie. Dan besluit hulle glo nie, hulle wil nie daaraan deel hê nie. Jy weet, Johannes 3 vers 18, hoor wat sê Johannes 3 vers 16, ken jy goed, want so lief het God die wêreld gehad. Maar vers 18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Vers 36 is nog erger. Wie in die seun glo, het die ewige lewe. So dis iets wat ek nou reeds het. Dis iets wat ek gaan kry nie, ek kry nou. En ewige lewe beteken 'n lewe saam met God. So as ek glo, is dit 'n lewe saam met God. Maar wie aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, inteendeel, die toorn van God bly op hom. Wat nou in die dae van Noag. So omdat hulle nie glo nie, het hulle nie die ewige lewe nie, hulle gaan nie die lewe sien nie, hulle sterf nie, inteendeel, God se toorn bly op hulle en sê ek wil julle verwoes omdat julle goddeloos is en julle doen nie wat ek sê nie. So God se beginsel staan vas reg deur die duiwel. Reg deur die Bybel. Nou moet jy pas op, die duiwel wil jou verwar met geloof. Jy moet pas op hoe die duiwel werk, want ek onthou wat ek sê, hy steen jou geloof. So hy wil mense verwar met geloof. En wat ek sien die duiwel doen is dat mense begin twyfel, maar is ek reg om in Jesus te glo? So ek moet pas op, oortuig van nee, ek moet goeie werke doen. Die goeie werke is belangrik. Ek moet net reg leef. Ek moet net 'n goeie lewe hê. Of die duiwel wil hê jy moet in goed begin glo. Jy weet in godsdienstige goed begin glo. Maar dis die fout. Hy verwar mense. Ek moet in Jesus Christus glo. Ek moet glo in God se woord dat Jesus my red, niemand anders nie. Nou, as mense in Jesus begin glo, dan het die duiwel die volgende plan en dit is hy verwar mense
met twee uiterstes. Aan die een kant, ja, okay, jy glo, maar nou moet jy die wet hou. Jy moet glo, maar jy moet wetties leef. Jy moet reg leef. Jy moet die regte ding doen. En mense wat verskriklik oorval na wettiesisme toe, judaïsme toe, hulle gaan terug na judaïsme toe en hulle wil sekere name vir sekere goed gebruik en hulle moet 'n gebedsdoek en dit en dat. Dis nie wat Jesus sê nie. Dis nie wat die Bybel sê. Ek moet geloof in Jesus. Aan die ander kant verval die duiwel hulle na ek het mos nou geloof, so ek's gered, ek kan maar doen wat ek wil. Jy weet, ek het 'n lisensie om te sondig. In plaas daarvan om reg te leef, gehoorsaam te wees, maak ek net soos wat ek wil, want God red my mos. Ek's gered deur geloof en daar's geen vrees in jou hart vir die Here nie. En nou moet jy besef, van Genesis tot Openbaring is die Bybel baie duidelik dat mense wat geloof het in God, mense wat geloof het in die Here, gered word, nie deur hulle werke nie, maar deur dit wat die Here vir hulle sê, ek word gered. En dis wat Hebreërs 11 sê hele ding is, dat daar's 'n lys van name, en dan sê hy, as gevolg van hulle geloof, en daai lys kan ons nog klomp name gaan bysit, het dit bekend geword van wat hulle doen. So geloof kan gesien word by mense. Geloof is nie 'n persoonlike ding nie. Geloof is nie 'n ding wat ek hier vir myself hou nie. Ware geloof is iets wat uitdrukking gee. So ek begin te doen. En dan moet jy ook verstaan, gehoorsaamheid is 'n goue draad reg deur die Bybel. Wil God hê dat ons gehoorsaam moet wees, dat hy gelukkig is as mense wat geloof het en dan gehoorsaam is. So hierdie name van die Bybel, kan ons dit so mooi sê, dat Abel het 'n geloofsoffer gehad. Onthou, sy offer is aanvaar. Henog, hy het gewandel en is 'n bewys van sy geloof. Noag het gedemonstreer, ek het geloof in God en ek bou iets. Dis gehoorsaamheid, geloofsaksie. Abraham was 'n stap van geloof, en ons gaan later oor praat. Abraham is 'n stap van geloof. Isak het 'n legacy of faith, 'n nalatenskap van geloof gehad. Jakob aanbidding, 'n geloofsverklaring. Hy het 'n altaar gebou, 'n geloofsverklaring. Josef het 'n visie van geloof gehad. So geloof word altyd op een of ander manier 'n uitdrukking gegee. Maar kom ons praat dan nou oor ongehoorsaamheid. Nou moet jy eers besef dat ek dink in die eerste plek mense wat nie geloof het nie, sukkel met gehoorsaamheid. Want onthou, geloof is jou basis. Maar nou kry jy mense wat geloof het en nie gehoorsaam is nie. Ek hoor baie pastore, baie mense wat vir my sê, nee, die Here het al lankal met my hieroor gepraat. Dan sê ek, hoekom jy dit nog nie gedoen nie? En jy weet, ek het 'n vriend wat altyd sê, daar's twee soorte mense. Mense wat altyd hoor die Here, maar mense wat lank vat voordat hulle doen wat die Here sê. En dan kry jy ander ouens wat dadelik doen wat die Here sê. En dis wat ons in die Bybel kry. In Hebreërs is dit nie dat die Here het nog gepraat en hy het eers 100 jaar later besluit om die aarde te bou en toe wag die Here vir hom nie. Hy het dadelik gedoen. Hy het dadelik gedoen wat die Here gesê het. En nie te wag nie. Maar God verwag gehoorsaamheid van almal. Dat die Here het nie Satan oorsien nie. Toe hy in die hemel is, hy was 'n seraf, hy was Lucifer in die hemel. God het hom nie oorsien toe daar ongehoorsaamheid hom is nie. Adam, toe daar ongehoorsaamheid het God hom nie oorgesien nie. En so met almal reg deur die Bybel tot in Openbaring is dit belangrik dat ek moet verstaan, ongehoorsaamheid is nie aan God se kant. Dat ek moet gehoorsaam wees. En nou moet jy onthou, wat het ons gesê, wat is geloof? Geloof is 'n nou aksie wat aanhou. Dis 'n nou, en dis 'n aksie en aanhou. So dit beteken, ek het nou geloof, maar my geloof word oorgedra in 'n aksie, en dis iets wat aanhou. En dis iets wat aanhou, en dis wat Noag gedoen het. Ek bedoel, hy het meer as 100 jaar gebou, of plus minus 100 jaar aan hierdie ark. So God gee my 'n opdrag, en dan doen ek dit. En dan moet jy verstaan, dat as God my 'n opdrag gee, dan help hy my ook om daai aksie te doen. Maar as ek wat moet glo, weer eens Petrus, hier's Petrus op die skei in die storm, Jesus loop die water. Hy sê, Here, as dit U is, beveel my. God gee opdrag, kom, en dan wag die Here. Dan is dit Petrus wat moet uitklim en hy moet loop. Hy moet nou gehoorsaam wees, want die Here gee opdrag, kom.
Hy moet gehoorsaam wees. Dis nie God wat nou gehoorsaam moet wees nie. Dis ek en jy wat gehoorsaam is. En wat jy duidelik moet verstaan, ongehoorsaamheid is rebellie teen die Here. Nou kom ons lees bietjie Psalm 1. Psalm 1 is eintlik vir my so wonderlik. Hy sê gelukkig is die mense wat nie loop volgens die raad van goddeloses nie. En dit kry ek baie by kerkmense. Hulle kom in 'n probleem, dan luister hulle nie gelowige mense nie. Hulle luister na ongelowiges. Hy sê, wat nie loop volgens die raad van goddeloses nie, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Met ander woorde, dis goed wat die Here die heeltyd met my praat, dit doen ek. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd, sy blare verwelk nie, in alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Wow! So met ander woorde, 'n gehoorsame mens kan voorspoedig wees in alles wat hy doen. En dan moet jy besef, God is nie net hier by die kerk nie, God is by jou huis, by jou werk, in jou kar, waar jy ook al is. As jy gehoorsaam is, sal jy voorspoedig wees, alles wat hy doen. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle is so skaap wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan in die oordeel, of sondaars in die geselskap van regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die gelowiges. Wow. Die Here waak oor die pad van die gelowiges. So Noag is 'n gelowige en God waak. God sê, luister, ek gaan jou waarsku, hier kom 'n ding wat ek jou mee moet waarsku, maar die paaie van die goddeloses lei tot ondergang. Want 'n goddelose het nie geloof nie en hy's nie gehoorsaam nie. En wat baie sleg is dat mense baie keer verskonings het. Mense sal kom en sê, maar weet, dis bietjie vreemd vir my. Om 100 jaar aan 'n aard te bou, dis veel eisend. Wat sê mense? Dis 'n verleentheid. Dis absoluut oorweldigend vir my. Ek kan nie so iets doen nie. En mense soek 1000 verskonings hoekom hulle nie doen wat die Here sê nie. En 'n goeie voorbeeld is Moses. Weet, die Here praat met Moses en dan kom Moses elke keer met 'n verskoning tot God kwaad word voel. En sê, luister, nou is dit genoeg. En ek dink dis wat met ons ook gebeur. Dat God praat met ons kom met verskonings, maar eintlik moet ek doen wat die Here sê. Wat wonderlik van Noag is, hy het nie God bevraagteken nie. Hy het eenvoudig dit gedoen. Eenvoudig was hy gehoorsaam, hy het meer as 100 jaar hier aangebou, hy was nie ingenieur nie. Hy het nie eers universiteit toe gaan nie. Hy het nie eers sê, Here, leer maar my 'n paar goed te doen nie. Hy was nie 'n skeepsvader gewees nie. Hy het nie geweet om te bou nie. Hy het eenvoudig vir die Here geluister. Ek dink dat die Here het nie alles vir hom gegee nie. Die Here het vir hom begin sê wat ons moet doen, en ek dink hy dalk môre om sê, goed Here, wat moet ek vandag doen? Die Here sê, kap die penne uit en begin uitlê. Dalk het die Here gesê, goed, begin bome saag. Dalk het die Here gesê, kry 'n olifant of iets en laat hulle jou help. Ek weet nie. Dalk het die Here gesê, begin gereedskap maak. Maar ek dink elke dag moes hy gehoorsaam wees aan die Here. Nou as jy nie gehoorsaam is nie, dan mis jy baie keer die waarskuwing van die Here. Nou ek hou daarvan dat hy het die waarskuwing gesien, hy het God se waarskuwing geglo oor dinge wat hy nog nie gesien het nie. Hy het nog nie reën gesien nie, hy het nie 'n vloed gesien nie, maar God het hom gewaarsku. En dan wil ek sê, jy moet pas op om die onrustigheid in jou hart nie te minag nie. Baie keer is jy as gelowige onrustig oor 'n ding in jou hart. Jy kan nog nie jou vinger op lê nie, maar jy is onrustig oor 'n ding. Dan moet jy besef dat God waarsku jou hieroor. Nou wat ek geleer het in my lewe, dat partykeer mis ek die stem van die Here. Ek is ongehoorsaamheid, nie uit moedwilligheid nie, uit domheid of ek nie luister nie of ek verstaan nie en ek mis dit. En dan kom ek in die moeilikheid. Dan gaan dink ek terug en ek gaan kyk, o ja, daar het die Here met my gepraat. Jesus, die Here het met my gepraat. Dan leer ek uit die woord van die Here. Ek leer dit wat die Here sê om my te waarsku, sodat volgende keer as die waarskuwing kom, as God met my praat, dan ken ek die stem van die Here en hoor wat God praat. Nou, wat jy moet iets verstaan. Die Here het 'n ark vir elkeen van ons om te bou. Ja, jou ark is dalk nie Noag se ark nie. Maar elkeen van ons het 'n ark om te bou. Jy het iets om te doen vir die Here.
En dis geloof wat dit moet bou. Ek moet dit bou omdat ek geloof het. Ek moet dit bou deur die plan van die Here. Ek moet dit bou deur die krag van die Here. Ek moet dit bou omdat God my wil gebruik om mense te red, om mense te waarsku. Dis wat God wil gebruik. En luister, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dat jy moet verstaan dat God jou wil gebruik. Nou God kan jou gebruik as jy geloof het en jy's gehoorsaam. So dink weer daaraan, ek wil dit weer sê. Dat elkeen van ons het God 'n ark vir ons om te bou. Daar's 'n opdrag, daar's 'n ding wat ons moet doen. Nou God kan deur jou werk as jy geloof het. God kan deur jou werk as jy gehoorsaam is. Maar wat belangrik is ongeloof vra, Here, hoe kan dit wees? En geloof vra, Here, hoe sal dit wees? So kom ek sê weer, ongeloof vra, hoe kan dit wees? Geloof vra, hoe sal dit wees? So skryf dit daar in jou notaboek. Ongeloof vra, hoe kan dit wees? Gee my 'n teken. Geloof sê, Here, hoe sal dit wees? Sê vir my, hoe moet ek doen? Wat moet ek doen? En daar's 'n baie goeie voorbeeld, Lukas 1, dan lees ons die storie van Jesus, die geboorte van Jesus. Maar Lukas 1 begin by die geboorte van Johannes. Nou kom ek lees vir jou vers 18. Sagaria, dis Johannes die doper se pa. Sagaria was die hoëpriester gewees. Hy het in die allerheiligste ingegaan en terwyl hy daar is, het 'n engel aan hom verskyn en die Bybel sê hy het hom groot geskrik. Kom in Afrikaans, hy het hom doodgeskrik. Hy het nou regtig geskrik oor die engel wat daar is. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie. Ek is 'n boodskapper van die Here. Jou gebede is beantwoord. En nou sê Sagaria vir die engel, hoe sal ek dit weet? Want hy sê eintlik, die engel sê vir hom, jy gaan 'n seun hê. Hy sê, hoe sal ek weet? Gee my 'n teken. Hoe sal ek weet? Want ek is al oud en my vrou is ook al ver gevorderde leeftyd. Daarom antwoord die engel hom, ek is Gabriël wat in die teenwoordigheid van God staan. Ek is gestuur om jou te praat en hierdie goeie boodskap vir jou te bring. En ek sê vir jou, omdat jy my woorde wat hoe hierdie vasgestelde tyd in vervulling sal gaan, nie geglo het nie. Met ander woorde, ongeloof vra, hoe sal dit wees? Gee my 'n teken. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie, want ons is al ou tyd. En Gabriël sê, daar's 'n vaste tyd. Jy het gebid vir 'n wonderwerk, maar God het 'n tyd bepaal. En dink 'n oomblik daaraan, as Johannes 30 jaar voor Jesus gebore gewees het, sou hy nie sy werk kon doen nie. Hy sou dalk al oorlede gewees het, hy 80 jaar voor Jesus gebore gewees het, sou nie werk nie. Maar omdat God se tyd daar was en hy antwoord, nou sê hy, omdat jy my woorde wat op 'n vasgestelde tyd in vervulling sal gaan, nie geglo het nie, sal jy stom wees. Jy sal nie kan praat tot op die dag waarop hierdie dinge gebeur. Nou dink ek, nommer 1, God het hom stil gemaak, want hy sal hom uit 'n wonderwerk uitpraat. Want hy het ongeloof binne in sy hart, en die Here maak sy mond toe. En ek wil dit baie duidelik sê. Ek dink jy moet 'n slag jou mond hou oor al die ongeloof wat jy praat. Ons moet geloof praat, anders moet jy jou mond hou. In dieselfde gedeelte kom dieselfde engel na Maria, Jesus se moeder toe. En hoor nou hierso, die engel kom ook, sy skrik ook. Hy sê moenie vrees nie, ek is 'n boodskapper van die Here en jy gaan 'n seun baar. Hy gee omtrent presies dieselfde boodskap, naastenby dieselfde boodskap. Maar Maria het vir die engel gesê, hoe kan so iets moontlik wees aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie? Want en ek dink vir 'n jong meisie is dit 'n goeie vraag. Hoe gaan ek swanger word? Dis nie, nee, gee my 'n teken dat nie. Sy vra net, hoe gaan dit met my liggaam gebeur? Wat gaan gebeur? En die engel het haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Want dit is nie 'n aardse pa nie. Hy sal seun van God genoem word. Toe sê Maria, kyk, ek sê diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. Dit is pragtig. Sy sê, engel, ek glo jou. Mag met my gebeur wat hy sê. En ek beloof jou, sy het nie verstaan nie. Hoe kan dit werk? Maar wat het sy toegelaat? Sy het toegelaat dat die woord binne in haar kom en die woord het begin groei. Jesus word genoem die woord van God, maar die woord het fisies in haar begin groei. Hoe weet ek nie? Maar sy het 'n seun gebaar, hy's heilig.
en sy sê, mag met my gebeur. So as God met jou praat, moenie kom en sê, Here, gee my eers 'n teken nie. Dis 'n ongelowige slag wat soek na tekens. Ek moet kom en sê, Here, praat met my en ek doen dit wat U sê. Weet jy wat is 'n groot probleem met geloof en gehoorsaamheid? Is tyd. Hier Sagaria wat sê ek is al oud. Hoe kan dit wees? Ek is al oud. Weet Noag moet 100 jaar moet hy bou. En baie keer het ons geloof, maar om te wag is een van die moeilikste dissiplines van hierdie lewe. Tog is ware geloof in staat om te wag. As jy regtig geloof het, dan wag jy vir die vervulling van die Here, dan wag jy op die tyd van die Here, dan wag jy vir dit wat die Here sê. En wat ek weer eens agtergekom het, as die Here met my praat, dan doen ek dit dadelik, want geloof werk en ek wag nie. As God met my praat, doen ek dadelik. So jou wag moet nie wees, nee, ek wag vir 'n teken, of wag dat die Here nou weer met my praat nie. Ek doen dadelik dit wat die Here met my praat. Plus, ek hou aan om dit te doen. So daarom sê die Bybel, jy moet aanhou klop, jy moet aanhou soek, jy moet aanhou vra, jy moet aanhou, want dis wat geloof is. Nou mense kom baie keer, dan wonder hulle, sê, hoekom is daai ou so geseënd? Hoekom is daai ou so bevoorreg? Noag, hoekom word net jy gered? Ons ander word nie gered nie. Hoekom word jy net gered en nie die ander nie? Here, hoekom gebruik jy daai ou kragtig en nie gebruik my nie? Here, hoekom trek jy daai ene voor my nie? En dan lyk dit so, of party mense so een of ander spesiale verhouding met die Here het. Dan wil ek sê, nee, glad nie. Dis om daai mense geloof het. Dis omdat daai mense gehoorsaam is. En ek wil dit duidelik sê, as die Here met jou praat en sê, kom aanbid my, kom loof my, kom prys my, as God se gawes deur jou manifesteer, as God vir jou 'n opdrag gee en jy moet doen wat die Here sê, gaan God nooit vir jou sê, okay, wow, so 'n bietjie, jy's nou te geestelik nie. Wow, jy wil nou te veel bid. Wow, jy wil te veel Bybel lees. Wow, jy moet so. God gaan nie dit doen nie. God gaan jou aanmoedig om nader en nader aan die Here te kom om te doen wat die Here sê. Wat baie belangrik is, en ek wil afsluit hiermee, wil my 3 goeders afsluit. Eerstens, skryf daar in jou boekie, alles wat met jou gebeur is nie 'n toets nie. Die grootste fout is dat mense sê, maar God is in beheer van alles. Hy is nie. God is nie in beheer van alles nie. As ek nee sê, en dis wat vreeslik is, as die Here met my praat, soos Maria, en Maria sê, nee, wat gaan mense sê? Ek is nie eers getroud nie, en nou gaan ek swanger word. Wat gaan mense sê? As sy daar nee gesê het, dan het dit nie met haar gebeur nie. Sy moes ja sê. En moenie kom en sê God is in beheer van alles nie. Jy moet onthou, jy leef in 'n gebroke wêreld waar God nodig het om jou te waarsku. Jy leef tussen ongelowiges, mense wat nie geloof het nie, 'n boosheid binne in hulle, so God moet jou waarsku, God moet jou praat. En dan moet jy besef, die duiwel is teen jou. Jy moenie dink, omdat jy geloof het, dat die duiwel jou gaan los nie. Inteendeel, hy wil jou geloof aftakel. Hy wil jou in versoeking bring dat jy nie moet glo nie. En daarom moet jy weet, God wil jou geloof bou. Wat jy ook al met jou gebeur, wil God hê jou geloof moet bou, jou geloof moet bou. En ek dink die Here vat ons deur prosesse. Hoe meer ek gehoorsaam is, meer bou die geloof hier binne in my. En dis wat Paulus gekom en hy skryf in Efesiërs 6. Ek gaan lees dit. Hy sê, en nou dat julle staande sal bly teen die listige aanslag van die duiwel. Dat ons staande sal bly. En dan is een van die goed 'n skild van geloof. Daarom moet geloof wees, is een van die wapenrustings wat ek moet aantrek, want God weet dat die duiwel jou gaan aanval. En daai geloof skild is om 4 pile die aanslag van die duiwel te weerstaan. Daai dit wat mense sê, dit wat rondom jou gebeur, dit te weerstaan. Maar dis nou 'n preek op sy eie, maar verstaan jy dat God kom en hy wil jou waarsku. So alles wat jou gebeur is nie 'n toets nie. Die tweede ding wat ek mee wil afsluit, maak jou Bybel oop. Maak 'n nota daar by Lukas 2. Lukas 2 is die gedeelte waar Jesus na die tempel toe gaan. Saam met sy ouers Jerusalem toe gaan. Hy's 12 jaar oud. En hy's nou in die tempel. En toe het hy weggeraak. En hulle soek hom, vir 3 dae soek hulle hom, kry hom in die tempel.
Nommer 1 sal dit nie lekker wees as jy jou kind soek en as jou kind by die kerk nie. As jou kind aan jou soek, dan is jy by die kerk. Jy's in 'n sirkel, jy's waar die gelowiges is. So Jesus stel eers 'n voorbeeld. En toe hulle hom nou kry in vers 49, Lukas 1:49. Of kom ek lees 48. Toe sy moeder ouers hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom: "Kind, waarom het jy so iets met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek." Nou, 'n kind sal dit nie verstaan nie, maar as jou kind wegraak, beloof ek jou, hulle het vir 3 dae nie geslaap nie. Ek beloof jou dit. Hulle het rondgesoek. Maar hy antwoord hulle: "Waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" Ander vertaling sê, met die dinge van my vader moet besig wees nie. So, hy het 'n baie goeie rede. Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe gegaan en hy was aan hulle onderdanig. Wow! Die seun van God, God die skepper, wat gehoorsaam aan sy ouers was. Ek wens jong mense wil hierdie leer. Ek wens groot mense wil hierdie leer. Wat Jesus 'n voorbeeld. Hy was aan hulle onderdanig. Hy was aan hulle gehoorsaam. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Let nou op vers 52. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei, in guns by God en die mense toegeneem. In guns by God en die mense toegeneem. En die waarheid is, niemand hou van 'n rebel nie. Ongehoorsaamheid is 'n rebellie. Niemand hou daarvan nie. Jy dink jy's oulik omdat jy rebels is. Niemand hou daarvan nie. Jy het nie guns by God nie, jy het nie guns by mense nie, maar hy het liggaamlik gegroei in guns by God. In guns by God. Hy het groot geword, maar ook gegroei in guns by God. Nou kan ek dink, ek kan dit nie verstaan nie. Hy staan seun van God, kom van die hemel af. Maar hy moet toeneem omdat hy gehoorsaam is. Want die duiwel kom en versoek dat jy ongehoorsaam moet wees. Nou wat is die effek van ongehoorsaamheid? Hiermee sluit ek af. Skryf bietjie daar in jou boek. Ongehoorsaam, hoe moet ek sê, gehoorsaamheid bring my in God se teenwoordigheid en guns. Ongehoorsaam laat my eie wil doen, dat ek gaan die gevolge daarvan dra. Ongehoorsaamheid maak 'n groot deur vir die duiwel oop. Selfs een slegte keuse kan 'n langdurige gevolg in my lewe hê. Ek bedien by die tronk en dan sê ou, ek het een fout gemaak. Dan sit in die tronk en ek dink dis eintlik 'n lewe van ongehoorsaamheid en toe vang hulle hom. Opeenvolgende foute, keuses wat ek maak, is rebellie teen die Here. Ongehoorsaamheid raak nie net my nie. My ongehoorsaamheid raak my vrou, raak my kinders, raak my kleinkinders, raak my werksmense, raak my vriende, raak mense om my as gevolg van my ongehoorsaamheid. En soms, wat baie erg is, dat jy sit in 'n situasie waar God jou nooit wou gehad het nie. Dis nie God se plan nie, dis nie God se wil nie. Jy sit in 'n omstandighede waar God jou nie wil hê nie, maar as gevolg van jou ongehoorsaamheid sit jy in daai omstandighede. En dan wil ek vir jou moed gee dat ek dink as jy begin luister vir die Here, gaan God jou daar uithaal. Jy gaan dalk die merke dra, jy gaan die gevolge hê, maar God gaan jou daar uitdra. Die hartseer is soms kan jy glad nie daar uitkom nie. Maar ek dink dat God jou definitief kan help. En daarom is dit die huiswerktyd. Skryf in jou boek. Gaan lees die storie van Jona. Want Jona het ook ongehoorsaam gewees en toe maak hy dit reg en sy hele pad draai om. Gaan lees bietjie Jona. Net die hele boek van Jona die week. 'n Paar hoofstukke. Die storie van Jona. Ek dink is baie belangrik. Jesus verwys ook die teken van Jona sal vir ons gegee word. Dan hoor hy na 3 dae. Gaan lees van gehoorsaamheid. Maar nou wil ek hê daar waar jy in 'n sirkel sit of daar by jou gesin of by jou huis, doen die volgende bespreking. En maak bietjie jou hart oop, ons vertrou ons mekaar. Vertel 'n storie waar jy ongehoorsaam met jou en met jou familie jou geraak. 'n Storie waar die ongehoorsaamheid jou of jou familie of mense rondom jou geraak het. Jou ongehoorsaamheid waar jy 'n fout gemaak het. Maar dan vertel 'n storie, vinnig, nie baie tyd gebruik nie, ander wil ook 'n kans hê. 'n Storie waar jy gehoorsaam was, omdat jy vir die Here geluister het die Here jou gehelp. Kan ek vir jou goue storie vertel wat ek voel in my hart? Ons ry eendag na Ninive toe, ons gaan na Ninive toe. Ek ry alleen, ek ry nie saam met ander nie. Ek het nie vriende wat saam met my gaan daai jare nie.
En dis ek en my vrou, my 2 kinders, en reis met die Vito, en ons pak alles, en ek staan in my garage, en ek bid, en ek sê, Here, is daar enige iets wat ek vergeet? Is daar iets wat ek moet saamvat? En duidelik ervaar ek, hier's 'n groen tou wat my pa my gee, wat teen die muur hang, opgerol, 'n sterk, dik nylon tou. En die Here sê, vat hom saam, en ek vat die tou, en ek dink by myself, ag, waarvoor sal ek hierdie tou nodig het, maar kom en ek gooi hom daar onder die sitplek van die Vito, en ek kan dit so goed onthou. Ons ry daar, hou vakansie, alles gaan lekker, en seker so bo Henties Baai is daar soutpanne waar hulle sout maak en alles, en ek sien die karre ry daar in, en ek ry daar op 'n harde grond, soutpad wat ons daar inry, en die volgende oomblik is op die strand, en ek ry en ek sê vir Kayla, wow, ek het te ver gery, ek het 'n fout gemaak, en daai oomblik wat ek te ver gery het, is ek in die moeilikheid, ek sit vas, en jy kan op YouTube gaan kyk, ek sal die link hier sit, dat jy kan gaan kyk, en net daar maak ek 'n fout, en ek bid en sê, Here help my, en daar ver sien ek, hier kom 'n Land Cruiser aangery met visdok op, en manne om, en toe hulle nader kom, vra hulle, oom, kan ons help? Ek sê, help my, ek sit vas, en ek sê vir jou, dis 50 meter, max, ek sit vas, hulle sê, oom, ons sou jou kan help, maar ons het nie 'n tou by ons nie, ek sê, ek het 'n tou, God het my gewaarsku, God het geweet ek gaan 'n fout maak, en ons sit dalk daai tou, en jy kan sien hoe hulle my uittrek, my kinders net bly is, ek kon 'n verskriklike lang dag gehad het, as ek net nie daai tou gehad het, weet jy hoe teleurgesteld sou ek gewees het, jammer sou ek gewees het, weet jy hoe bly is ek, vertel ek 'n storie, omdat ek 'n tou gehad het, en geluister het vir die Here, jou gehoorsaamheid gaan jou voorspoedig maak, kom ek bid saam met jou, Vader, dankie dat jy ons help, bid vir elkeen wat na my luister, dat ons voorspoedig sal wees, gehoorsaam sal wees, geloof sal hê, ons sal doen wat die Here sê. Dankie dat jy ons lief het en vir ons omgee. Dankie dat jy genade het. En ek bid vir elkeen, as hulle hier sit en sê, my ongehoorsaamheid, my in die moeilikheid, dan vra ek dat u hulle uit die moeilikheid sal help, dat hulle nou, dat u hulle plan sal gee, hulle help, om uit daardie moeilikheid te kom. Here, hulle kom en sê, vergewe my. En omdat u vergewe, dan help hy ons uit die moeilikheid. En dankie dat hy hulle help, en dankie vir die genade oor hulle. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Jy is 'n great blessing.